elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U Ekskuus, jy wou gevra. Dis reg. Dankie, Anneke. Kan jy vir ons vertel wat in Maputo gebeur het? Wat waar gebeur het? O ja. Ek het vergeet ek het nie. Ja. Anneke vra wat het in Maputo gebeur? Anneke, hoe is jy so nuuskierig? Ek het skoon vergeet. Wanneer was daai getuienisse? 2 weke. Ja, ek het skoon vergeet. Ja, dankie Annetjie. Dankie. Ja, kom ek vertel julle gou. Kan ek julle gou vertel? So, dit was, ons het 'n IFJJ gehad in September. Begin September, nee lief, middel September. En die week net voor dit, toe is ek na Andrei en Sonet Swarts by Volta a Biblia in Mosambiek. 'n dorpie met die naam van Masia, dis 150 kilos noord van Maputo en 'n uur se ry van die bekende vakansiebestemming Xai-Xai. En daar ontmoet ek hierdie Shangaan sprekende Mosambiekers, 80 van hulle. Meeste van hulle deel van die Bybelskool was of studente, sommige van hulle is nou nog, daar's gemeenteleiers, predikante wat ook daar deel is,
En ander mense, daar's ook ander mense genooi om by te wees. Ek, gelukkig die keer vlie ek op, of soos die Namakwalander sal sê, jy het loop vlie. So ek het toe nou loop vlie, en toe sê ek nou, en dit was, jy kan dit nie glo, julle kan nie glo nie, wat 'n week vir 'n Land Rover vat net 3 ure vir 'n vliegtuig. En nou ja, toe sê is daar, en toe wag ek vir 2 ure op die lughawe. Sit ek daar op 'n pyp, daar buitekant, en wag vir my lift om te kom. Hy sit toe ook klaar daar, in sy kar, want hy hoor toe, ek kom 3 uur, maar ek kom toe 1 uur, so ek land, 1 uur is ek daar, hy is ook daar, en hy sit in sy kar en wag, en ek sit op die pyp en wag. Maar in elk geval, so na 2 ure, toe is hy nou daar, en ons het gegroet, en hy kan net Portugees en Duits praat. So hy het in Oost-Duitsland opleiding gedoen, in die jare van Melee, so hy kan Duits praat. Ek het 'n matrieklaas Duits gehad. So ek kon toe nou vir hom sê, Volkswagen. En dit was omtrent dit. Boterbrood, Volkswagen. En nou ja, so is ons daar weg, en so 3 ure later toe is ons in Marcia, en daar ontmoet ek nou vir Andries en vir Sonet, en eintlik is ek in my hart, is ek so op my senuwees, want, dink ek, hier is ver meer goed wat nie gaan werk nie. Hierdie ouens ken my nie, ek ken hulle nie, ons kom van 2 planete af, ek, die Republiek van Vermont, en hulle, Mosambiek. As jy al in Mosambiek was, sal jy verstaan. En hulle is Shangaan spreek, en daar's taalhindernisse, daar's kulturele hindernisse. So ek kom met trepedasie daarin. En ek moet deur 'n tolk praat. Dit is net so 'n kort vroukie, maar sy's goed. En sy tolk, as iemand 'n Portugees praat, tolk sy Shangaan toe, en as ek Engels praat, ook Shangaan. Shangaan is wat almal praat, nie almal praat Portugees nie. En ek is gevra, wat jy ook al gaan sê, en so bedien dit uit 2 Korintiërs. So, 2 Korintiërs. En in 2 Korintiërs is daar hierdie kosbare skrifte, soos die een wat ons nou net gebid het. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens. Nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Dis ook die gedeelte waar Paulus praat van die evangelie van die heerlikheid van Christus. En die feit dat ons God leer ken, die Vader, in die aangesig van Christus. Nee? En dis ook die gedeelte in 2 Korintiërs wat sê, terwyl ons met onbedekte gesig die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. So hier sê ek, Pippa is nie saam met my nie, ek is alleen daar, ons eet 'n broodrolletjie en 'n patat vir ontbyt. Ek weet nie of jy dit al probeer het nie. Heerlik. Maar die patat was nogals lekker, maar so 'n patat en 'n broodrolletjie, en dan het ons in die middag het ons geëet stywe pap met of vissous op, of my favorite was pampoenblare. Weet julle hoe lekker is dit? Hulle vat peanuts en maak dit fyn, en dan saam met pampoenblare en koop hulle soos spinasie, ek kook dit op soos spinasie. Dit is bitter lekker, in elk geval. Daar is ek nou voel ek 'n bietjie uit my diepte uit, en ek dink terwyl, net voordat ons wegspring met 2 Korintiërs, kom ek begin met Matteus 17. Nee, Matteus 17. Nou, ek wens julle was daar, want dit is een van die oomblikke waar ek net geweet het, hier kom 'n ding. So ek staan, my tolkie staan hierso, en nou praat ek so met hulle, en dan gewoonlik, dan draai ek so al, want ek wag nou, luister nou vir haar, so sy nou Shangaan. En ek kom by Petrus, Jakobus en Johannes, wat saam met Jesus op die berg van verheerliking is, en ek begin met 3 vreemde goed wat gebeur. Eerste een, begin ek, daar skyn 'n lig uit hom, en nie op hom nie. Ek's nog daar, dis een, daar kort nog 2 anders, julle weet mos nou wat, ek is nog daar, en ek sien hierdie tolk, die lig begin deurbreek. Nee,
Teen die tyd wat ek by nommer 3 kom, sê ek een sin, en ek sê, en die Vader sê, dit is my geliefde seun. Sê ek een sin, nou wag ek dat sy moet tolk. Daar trek hierdie tolk los. Sy preek seker 3 paragrawe, want skielik snap sy dit. Ting! En sy gaan, en sy sê, maar jy weet, dis asof die son opgaan in haar hart. En sy besef, maar Jesus reflekteer nie die heerlikheid van God nie, hy is die heerlikheid van God. Hier gaan die ding slaan haar hart. Nee. en sy preek, en ek staan terug, en ek gaan, nice. Hierdie gaan baie makliker wees as wat ek gedog het. Jy weet so, nou, ja, dit was net vir my so, maar ons kom toe by die een plek waar ek praat van, if you get a big pastor, you know, he has a small Jesus, but if Jesus is big, the pastor is small. Ja, daai ou is vat daai ding. Die een nou daar agter sê, yes, big pastor, big problems. Ek kyk wat gebeur, en hier so dynamika hier so, en die ouens begin snap, Bayete, wat het hulle Jesus genoem? Hulle het hom genoem, wacht nou vir julle sê, Hossi, ja, Bayete Hossi, Jesu, Hossi beteken Lord, Bayete Hossi, Jesu, sê die Sangana, en het gaan vir hulle so op. En daar agter, daar was so ou met 'n harde stem, liewe land, as hy praat klink het soos donder weer. Hy het so, ek kan nie glo dat uit 'n mens so harde stem kan kom nie. Daai ou daar agter staan op. Hy staan so reg op en hy salueer so. Hy sê Jesus is the boss. Ek sê, yeah, yes, my brother. Exactly so, he is the boss. Ek loop sommer oor en druk hom. And say, my friend, my brother, that is the gospel. Jesus is the boss. Maar hy so goed, hierdie groot ou, en hy salueer so. Ja, hy sê dit nog as in Engels. Ja, dit was maar dit was so lieflik om te weet, en toe gebeur daar 'n snaakse ding. Hulle sê toe vir my, okay, die ouens, hulle ken nie van, hulle sit een kant, en dan hoor jy die stem van die Here nie. Dis heeltemal niet, dis heeltemal vreemd vir hulle. Hulle doen dit nie so nie, hulle doen dit anders. Ek sê, maar okay, maar ek wil hê, hulle moet een kant alleen wees. Ek wil dit hê. Ja, maar hulle doen dit nou nie. Ek sê, ek weet dit, maar baie geluk, dis nou hulle eerste keer. Nee? So nou, deel ons dit op. Julle, waar was julle? Nou is daar 80 mense, wat so in die, en julle moet sien, nou weet ek van hulle sit vir die eerste keer in hulle lewens. Hoor ek nou, ek sit my so nie weet nie, hulle vertel my. En al wat hy doen is, hy praat met Jesus en nou moet hy wag. Vir 'n antwoord. Ja, nou kyk ek so, nou staan ek by die deur, ek sien ek, onder hy bos, daar sit iemand, onder hy vyeboom, daar sit iemand, want jy moet in die skaduwee sit, want as die seun, die son, jou alleen vang. Maar nou stap ek so deur, nou sien ek daar onder, sê nou maar 'n mango boom, daar is 'n vrou, sy staan so op haar knie en sy bid, hy hele halfuur praat sy. Sy praat, hele halfuur, sy bid vol stoom vir 'n halfuur, aan mekaar. Nou kom hulle terug, nou sê ek, okay, dit was wonderlik, dit was so kosbaar om te sien, hoe elke ou so sit, en erns maak, nee, met Hossi Jesu. Ek sê, maar, hier's nou die ding, as jy heeltyd met Jesus praat, maar jy maak nie tyd om te luister nie, dan dit is net nie goeie gesprekvoering nie. Jy kan nie net heeltyd praat as jy klaar is, dan loop jy nie. Ek hoor hier's van julle wat die hele tyd bid. Die hele tyd. Dit is wonderlik en kosbaar, maar haal bietjie asem. En wag. Dat Jesus ook met jou bietjie praat. Helemaal nie. Volgende sessie. Sien jy hoe gebeur. Hulle doen dit net.
Hulle het dit nog nooit in hulle lewens gedoen nie. Maar hoor ek nou, maar hulle doen dit net. Hulle hoor maar, nou doen hulle dit. Nou kom hulle terug. Nou hoor ek, maar wat het Jesus vir jou gesê? Jesus het vir my gesê, ek moet my vrou om vergifnis gaan vra. Nou staan ou Andries hier langs my, hy sê, luister net, in hierdie kultuur vra 'n man nie vir 'n vrou om vergifnis nie. Ek sê, nou het jy Jesus gehoor. Hy is ook die baas van jou kultuur. Hy is die baas. Ja, daar staan nog 'n ou op en hy sê, ja, nou begin dit so gebeur. Nou sit ek daar en dink, niks van hierdie goed georgestreer nie. Ek kom met trepidasie hier aan. Nee, en ek is eintlik so op my senuwees, ek kan skaars reguit kyk. En wat hier gebeur is regtig 'n werking, 'n bonatuurlike werking van God se gees in die harte van hierdie mense. Hulle doen tot klein groepie besprekings. Ek het hulle gekry om dit ook te doen. En dan eet ons in die middag nou saam en die ouens praat, ek sê, okay, ek is toe uiteindelik al weg. Maar dit was kosbaar, dit was ongelooflik kosbaar. Dan bid ek staan nou daar. Ekskuus, ek het nou glad nie beplan om al die goed te vertel nie, maar ek staan daar en bid ek nou, want hulle het so ou, hy's blind, maar ek gaan eintlik vir julle sê, hy die mooiste, oop, vriendelike, sagte, was groot man, maar hy's blind, hy kan nie sien nie, maar jy kan nie sien hy's blind nie. En dan staan hy voor, dan praat hy praat so saggies, weet so, hy kyk so, maar hy kan nie sien nie. Praat hy so saggies, dan sê hy, kom ons vra vir Jesus, om ons te bedien, nou in hierdie sessie. Dan staan almal op, dan begin hulle gelyk bid hulle, nie skree nie, net bid, dan bid almal, bid hulle, maar so in earnest bid hulle, en dan skielik, net so, ek het nou op 'n stadium gedog, hulle wys seker 'n teken of 'n ding, maar net so, dan hou hulle op bid, die hele groep, gelyk, hou hulle op, dan gaan hy net, dankie Jesus, dat hy hier is, dat hy ons bedien, dit is so sag, dit was vir my so 'n belewenis, om het te sien, nou, uiteindelik toe, nou ry ons weer af, ja, maar nou rejoice ons harte, vir daai hele 3 ure toe hulle my gaan haal, sê ek nie 'n woord vir die bestuurder nie, want hoeveel keer kan jy nou Volkswagen sê? So, die eerste keer is dit snaaks, die tweede keer is dit, die derde keer is dit nou. So, vir 3 ure sit ek in die kar, ek sê nie 'n woord nie, toe ons terugry is dit heeltemal anders dan. Praat land en sand, die manne se harte is vol van die Here Jesus, en so aan, en hier op 'n stadium vra hulle my oor die Heilige Gees en oor gawes, en ek het die kans gehad om lekker te demonstreer daar by hulle, jy weet oor, hoekom skud hulle mekaar so as hulle bid, het jy al gesien? Nee? En so, en ek praat so met hulle, en ek sien so, hulle verstaan elke liewe woord wat ek sê, en ek weet, so, praat, laai my af, ek vlieg terug huis toe, ek kom hier by die huis aan, ek so moeg, ek is so moeg, nee, ek weet nie hoekom nie, ja, julle was hier, daai maandag aand met woordskool hier, ek kan nie die ouens se name onthou nie, ek praat met julle, ek ry julle name om terwyl ek hier staan, ek kan nie, ek is net so moeg, nou laat weet Albert, Andries, daar doen ek dit nou net, Andries laat weet, hy sê ons het nou net leierskapsvergadering gehad, en die ouens wil weet, sal jy asseblief volgende jaar 'n leierskapskonferensie kom doen, hier by Volta Biblia, en ook 'n eie JJ kom aanbied, met hierdie mense, hulle vra, en ek sê, halleluja, kyk hoe maak Jesus die deur, wyd oop, ek stamp nie eers in hom nie, maar hy sê, hoor hierso, hier was mense in daai gehoor, wat nie kan lees of skryf nie, hulle sê, vir die eerste keer verstaan hulle nou, hoe om Jesus te leer ken, onthou julle, hoeveel keer het ek al hier gestaan en gesê van die bokwagter in die Koperbelt in Zambia, onthou julle? En nee, lei dit 'n klokkie, dan sê ek hoeveel keer, wat van die bokwagter wat nie kan lees of skryf nie, verstaan hy jou evangelie? Of moet hy eers al die konferensies doen en al die goeters doen voor hy dalk 'n suksesvolle Christen kan wees?
En hier so sit die ouens, daar's mense daar wat nie kan lees of skryf nie, hulle sê ons vir eerste keer verstaan ons hoe om Jesus te dien. Is dit nie skitterend? Ja, maar nog 'n ding. Andrie sê, maar daar was ook 3 mense in die gehoor wat Jesus nie geken het nie. Hulle het intussentyd tot bekering gekom. Ek weet dit nie eers nie. Nee, maar dit is nie vir jou om te weet nie. Jy is nie die pikkewyn hier rond nie. Jy weet, jy is net die messenger. Die een wat eintlik met die mense se harte werk is Jesus self. En dit is vir my so ongelooflik kosbaar, ek kan julle nie vertel nie. So, nou is ek klaar met dit. Ek wil net sê, Andries en Sonet, ek probeer elke liewe triek in die boek om hulle hier te kry. Want ek wil hê julle moet hulle ontmoet. Hulle is nou al 30 jaar in Mosambiek, voltyds sendeling. Maar 2 mense wat nie net sendelinge is nie, hulle is disippels van Jesus. Ek wil hê julle moet hulle ontmoet. Die kosbaarste, normaalste, lieflikste mense. Nee, en in hulle harte is die heerlikheid van die Here. So ek probeer baie hard om hulle nou te kry. Dat hulle net vir ons kan kom bedien, net in hulle eenvoud. Kom bedien ons met die evangelie van Jesus. Dit sal so kosbaar wees. Hoe was daai vir 'n terugvoer? Hæ? Ja, is dit nie kosbaar nie? Dit is so kosbaar. Ek wil, ons gaan vir Mousa en Miranda bid vanaand. Soos, so nou iets oor hulle sê, maar ek wil net hê julle moet ietsie saam met my lees. So as julle so lank wil, net kortliks, net 'n gedagte eintlik met julle deel. Dankie, waardeer. 2 Korintiërs 10. Maak net so lank jou Bybel daar oop. Ek wil eintlik nou met Mousa en Miranda praat. Nee? Is nogals intimiderend as die spreker skielik jou naam noem. Ja. Maar ek wil vir julle iets belangrik sê, maar dit is gemik op julle met die doel, ofwel met dit wat nou voor julle lê, maar dis iets wat almal van ons wat hier sit se harte raak. Vra vir die ouens in Masia in Mosambiek, wat is belangriker as om disippels te maak? Na daai week sê hulle vir jou om 'n disipel te wees. Volg jy Jesus? En dit het ons so getref, ook nou met die laaste IFJJ, dat Jesus vir Petrus vertel, toe Jesus vir Petrus herstel, nee, as 'n disipel, en herstel in die bediening, Johannes 21, toe sê Jesus vir Petrus, hy gaan 'n gewelddadige dood sterwe. Dis wat gaan gebeur, jy gaan 'n gewelddadige dood sterwe. Petrus vra vir Jesus, maar wat van Johannes? Een of ander rede hoop gaan hy beter voel as Jesus sê, ja, toe maar Johannes ook. En Jesus se antwoord is net kort en kragtig op 'n man af. Dit het niks met jou te doen nie. Volg jy my? Ons wil altyd weet van die ander mense, maar wat van hom? Want sê ons, regverdig is regverdig. What is good for the goose is good for the gander. Nee, sorry. God se ekonomie werk nie so nie. Hy is regverdig, punt. En as hy vir die ene sweetie gee, beteken nie die ander een moet een kry nie. Jy moet niks nie. Jy gaan 'n gewelddadige dood sterwe, wat van Johannes? Niks met jou te doen nie. Volg jy my. Nou, wat Mariska en Miranda gaan beleef in die volgende 2 maande is opleiding. Hulle noem dit, as ek dit nou reg het, ek ry dit gewoonlik om, maar ek dink dit is Discipleship Mission Training. Het ek dit reg? DMT. Nou in hierdie DMT, wat FCE gaan doen hier in Pringleby, hulle hoofkantoor is in Pringleby, word hulle geleer die basiese disipelskap beginsels van om 'n volgeling van Jesus Christus te wees, en hulle leer hulle ook die basiese sending beginsels, kruiskulturele sending en hoe dit werk en wat werk nie, wat's effektief, wat's wys en so voort. So hulle gaan deur al daai goed, en wat dit gaan goed maak, is dat hulle gaan prakties hands-on, nie net in die klaskamer nie, maar ook in die situasies kans kry om dit te leer in die praktyk. Nou jy kan mos nou dink, dit gaan 'n geweldige effek op hulle menswees hê.
En voorspel ek, nie as 'n profeet nie, sommer net as 'n mens, voorspel ek, dat dit mag wees, dat Mosa en Miranda, hulle self skielik in kwaai konflik mag bevind, wat hulle harte betref. Ek sal glad nie verbaas wees nie. Want dis ook hoe Jesus werk. En dat hulle Jesus moet leer ken, in wat ook al hulle in die gesig staar. Wat dit ook al is. Dalk is dit 'n persoonlikheidsgoed binne in hulle harte, dalk het dit te doen met die verlede, dalk het dit te doen met finansies, dalk het dit te doen met die spanning oor wat nou hierna, om die Here se stem te hoor, of waarheen moet ons gaan, of wat moet ons doen, wat dit ook al is, spanning sal daar wees. Die doel daarvan is dat hulle Jesus sal ontdek in hulle situasie. Want dis waar die heerlikheid is dit waar van jou? Dit is 100% waar van jou. Waar jy jou wasgoed was, of jou skorrelgoed was, of jou gras sny, of sit in aftrede daar op die sitkamerbank. Of wat jy ook al doen, en wie jy ook al is, wat ook al jou lewe is presies die situasies waar Jesus hom aan jou wil openbaar vir wie hy is. En hy wil jou iets leer. Wat wil hy jou leer? Hy wil jou 2 goed leer. 1, hy wil jou leer wie is hy? Want ek en jy dink baie maklik, ons weet wie is hy. Want ons het koppe vol kennis en ons is nie onnosel nie, maar dit help absoluut niks nie, want baie weinig van dit gaan hiernatoe. En Jesus wil my juis hier bedien. En die tweede ding wat hy my wil leer, is hoe om hom te gehoorsaam in my alledaagse lewe. Dit is so verskriklik belangrik. Jesus wil jou leer om hom te gehoorsaam. Weet jy hoekom wil hy jou leer om hom te gehoorsaam? Kom ons vra vir julle. Hoekom wil Jesus jou leer om hom te gehoorsaam? Ek sal julle 'n kripnout gee. Die antwoord staan in Johannes 14. Maar jy mag nie nou dit lees nie. Hoekom wil Jesus jou leer om hom te gehoorsaam? Sy sê dis waar die lewe is, natuurlik is jy reg. Sê? Om oorwinning te lewe. In oorwinning te lewe, weet jy hoe krities is jou antwoord? Want jy sê met daardie antwoorde, daar is geen oorwinning as jy aan hom nie gehoorsaam is. Weet jy hoe belangrik is daai antwoord? Dis heilige evangelie wat jy nou sê, dis absoluut waar, daar's nog iemand. Jesus wil hê ons moet van gedaante verwissel om soos hy te word. Jesus wil hê ons moet soos hy word. Daar's net een manier hoe jy dit word. Hoe? Doen wat hy sê. En hy het gesê, as jy doen wat ek sê, sal ek my aan jou openbaar. So wat is nou so wonderlik daarin? Geef my 'n Bybelse antwoord. Wat is so wonderlik daarin dat Jesus hom aan my openbaar? Wat is so wonderlik daarin? Sê? Glorie van die Vader kom in sy gesigheid. Ja, en wat so wonderlik daarin? Hoekom is dit so belangrik? Dis tot eer van hom, is absoluut waar, maar jy het klaar geantwoord, kom hoor. Wat sê jy? Wanneer Jesus hom aan my openbaar, sien ek sy heerlikheid. En wanneer ek sy heerlikheid sien, verander ek om te lyk soos hy. En elke keer wat hy vir my iets gee om te doen, en ek buig my hart en my siel onder dit, en ek doen dit. Hy sê vir die man, gaan vra vir jou vrou om vergifnis, en ek doen dit. Ek luister na wat Jesus sê, want hy is wie hy sê, hy is die baas. Luister na hom, en ek doen dit. Openbaar hy hom aan my. En ek sien sy heerlikheid. En dit het 'n effek op my gees, wat jy op geen ander manier kan kry nie. Weet jy hoekom is baie Christene klein, na 30 jaar se Christendom? Onvolwasse, ongelooflik onvolwasse, met koppe so groot soos die aarde self.
van al die kennis wat daarin is. Maar hulle karakters is non-existent. 30 jaar by Jesus en totally onvolwasse en kinderagtig. Weet jy wat is die oorsaak? Want hulle was nog nooit gehoorsaam nie, of baie min. Jesus sê, wees gehoorsaam en ek openbaar my in jou. En wanneer ek my openbaar, verander jy. Hulle is 30 jaar by Jesus en het nog niks verander nie. Hoekom nie? Want hulle doen nie wat hy sê nie. Nou kry Mariska en Miranda kans, nie asof het nog nooit daar was nie, maar op 'n baie spesiale manier om ietsie te leer, iets kosbaar, en dit is, om 'n disipel te wees, beteken ek moet voor Jesus buig in my alledaagse lewe. Hulle gaan dit nou leer op maniere wat hulle nog nooit aan blootgestel is nie, soos byvoorbeeld, kos vat hulle finansies is 'n ding. Hulle is ICU sisters, hulle word goed betaal, hulle kry goeie salarisse, hulle is uiters bekwaam, hulle het dit alles neergelê, want hulle matrasse is vol geld. Nee, is dit vir hulle, vat nou dit as 'n voorbeeld, dit is eintlik 'n sensitiewe situasie, maar ek wil dit gebruik, dit is kosbaar een. Is dit vir hulle moeilik om te doen? Skrikwekkend. Wat van die mediese dit en daai, die en daai, die en daai. En ek gaan dit neerlê. Hoekom doen jy dit? Is jy simpel? Want Jesus het vir my so gesê. Nooit, hy sal dit nooit sê nie. Weet jy hoekom sê hy so? Want jy is bang, hy sê dit vir jou. Nou is daar iemand wat sê, maar ek gaan Jesus hierin volg. Dit is skrikwekkend. En nou wil ek vir hulle twee sê, ek wil sê, ek het 'n les geleer, en dit is, ek gaan dit in Engels sê, want ek weet nie wat in Afrikaans sê nie. Sacrifice is only something when you haven't done it yet. Wat ek nou wil sê is dit. To sacrifice is net daunting, as jy dit nog nie gedoen het nie. Maar die oomblik wanneer jy dit doen, kom jy agter, dit was glad nie so 'n groot prys nie. Jesus sê vir jou om iets neer te lê, en jy kyk so daar, jy kyk nou so toe, dan dink jy, nee, ek weet nie hoe ek het ooit gaan regkry nie, maar dan volg jy Jesus in dit, jy wees gehoorsaam, as jy het klaar gedoen, en dan gaan jy, dit was eintlik so groot nie, het jy dit al belewe? Ja. Dit is nie so groot nie, Jesus sê, jy moet jou ego neersit, jy weet jy sal sterwe, as jy dit moet doen. En toe doen jy dit, en toe bly jy lewe. Is toe nie so groot nie. Volg Jesus in dit wat hy sê. Kyk wat staan in 2 Korintiërs 10. Ek wil nou net dit lees, saam met julle. 2 Korintiërs 10, so kom ons doen vers 3. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar is kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevangene neem tot gehoorsaamheid in Christus. En ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Die 83 vertaling sê, die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevangene om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken, sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is. Wat is die doel van gedagtes gevangen neem? Is om dit gehoorsaam te maak aan Christus. Nou hulle gaan dit belewe, en ek wil nou vir hulle dit sê, en vir julle dit ook sê. Disipelskap se begin, om te leer om Jesus te gehoorsaam, begin in jou kop.
Die grootste stryd is in jou kop. Kom ek gee julle 'n idee. Abraham droom, hy moet Isak offer. Isak is 30 jaar oud. Isak is nie klein nie. Hy is 'n groot man. Abraham word wakker. En wat sal in sy kop aangaan? Hy sê, ek gaan nie weer vleis eet voor ek gaan slaap nie. Of wat sal in sy kop aangaan? Om hier binne, hy is nog nie op pad nie, hy het nog niks gepak nie, hy het nog nie eers opgestaan, hy het net wakker geword. Wat gaan in sy kop aan? Ek weet nie, het staan nie daar nie, maar jy kan mos nou dink. Gaan ek vir Sarah vertel? Was dit God? Hier gebeur goed hier binne. En wat Abraham moes doen, is Abraham moes sy eie gedagtes gevangene neem, tot gehoorsaamheid aan Christus. En toe klim hy uit die bed uit. En toe sê hy vir Isak, kom ons gaan. En daar gaan hulle. Daar's 'n groot uitdaging wat in jou gedagtes en in jou hart gaan plaasvind. Is ek bereid om te buig hier? Nou vertel Miranda, sy vertel hierdie ding, dit was blykbaar uit 'n gesprek. Ek kan nie eintlik die gesprek meer so mooi onthou nie, maar sy sê, ons het 'n gesprek gehad, hulle het vir ons kom kuier, en toe praat hulle oor die medies, moet hulle medies sê ja of nee, en toe sê sy, sê ons vir haar, sê eers dit, is jy bereid om vir Jesus te sterwe? En nou vertel sy, maar wat 'n konflik veroorsaak dit in my hart? Is ek bereid om die uiterste prys te betaal vir my belydenis dat Jesus die baas is? Is ek bereid om dit te doen? Want as jy dit kan antwoord, is enige vraagstuk daarna makliker. Ek is bereid om my lewe neer te lê. Jesus vra vir my, gee jou kar weg. En ek dink, okay, voor ek daaroor dink, is jy bereid om jou lewe neer te lê? Ek sê, ek is bereid om my lewe neer te lê, en sy kar nog glad nie meer so groot nie. Dis iets hier binne, iets in my hart, waar ek besluit om my hart te buig voor die gesag van Jesus. Is jy bereid om dit te doen? Wat 'n absolute uitdaging. So wat ek verwag in hulle lewens gaan gebeur, is ek verwag 'n versnelde groei in hulle harte en lewens. Kanse om dinge te doen en te belewe, waar hulle uitgedaag word om Jesus na te volg, en te doen wat hy sê, al kos dit hulle baie. En op so 'n ontmoeting met Jesus is daar altyd heerlikheid te groei. Dis wat ek verwag. Maar wat ek graag wil los vir onsself, voor ons nou vir hulle bid, is mag dit ook in ons eie harte, en nie net in hulle lewens so wees nie. Mag ons Jesus hoor, my Heiland roep my, neem jou kruis, volg my, waar hy lei, daar sal ek meegaan. Ek sal dit doen, en ek begin hier, om my hart te buig. En die volgende ding wat volg, is ook my aksies. Daar lê disipelskap. Dis wat dit is. So ek gaan nou vir Pieter vra. Pieter, waar is jy? Hoe is jy? Wil jy nie vir ons stoele bring nie? Dan gaan ons vir hulle bid. Ons gaan vir hulle hande oplê. Ek weet nie, is daar mense wat spesiaal vir hulle skrif of briefie of so gebring het? Is daar sulke mense? Ek wil vir julle vra, wil julle nie saam met ons kom staan nie? En enige iemand wat wil, nee, maar ons kom staan net hier om hulle. Mariska en Miranda, gaan vir julle vra. Julle vorentoe kom. Kom, wie kom staan samen? Kom papa, jij moet ook hier wees. Zo, is daar iemand van jullie wat iets wil lezen?
Ek gee vir julle Psalm 91 vers 14 in die Amplified Bible, wat sê, "Because he set his love on me, therefore I will save him. I will set him securely on high, because he knows my name. He confidently trusts and relies on me, knowing I will never abandon him." No, never. Ek het eintlik, dis 3 baie bekende versies, maar ek wil hulle agterste voorom vir julle lees, want dit is die wat in Jeremia 29, want ek weet die planne wat maar ek wil dit by vers 13 in plaas van 11 begin, want hy sê vers 13, dan 12, dan 11 gaan ek dit lees. So sê, julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele harte daarna vra. Dan vers 12, dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. En dan, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Ja, dit is kostbaar. Ek wil sê, wees stil en weet dat hy goed is. Laat staan en weet dat hy goed is. Ek is Psalm 27 vers 14. Wait and hope for and expect the Lord. Be brave and of good courage, and let your heart be stout and enduring. Wait for and hope for and expect the Lord. Ek wil ook net sê, ons het saam met hierdie 2 meisies een aand by ons selgroep bietjie gehoor hoe hulle storie is en alles. En ons het ook een aand weer geëet daarna en ek het so besef gekry van wat dit beteken om jou kruis op te tel. Mense is so maklik, jy weet, as iets swaar gaan of dit gaan sleg met jou, dan dit is maar die kruis wat ek dra. Maar wat hulle hier so sê is, hulle neem hulle kruis op, hulle is bereid om te sterf vir Jesus in hulle self. Hulle gee alles prys, soos wat Rickert nou gesê het. En dit is eintlik vir ons so groot ding om dit te kan beleef. En ek wil net sê, ek dink vanuit die woordskool uit is dit 'n eer om hulle te kan stuur, om daai pad te gaan loop met Jesus wat hulle geroep het. En ek weet ook, hulle is geroep. Dit het ons agtergekom en hulle is gehoorsaam. En ek wil ook 'n les leer daaruit. Maar ek wil graag nou vir julle gebed doen en vir julle seën. Here Jesus, is so 'n voorreg om hier te kan staan en hierdie 2 mense net te kan uitstuur in u veld in. Here, want wat hulle gaan doen, gaan nie oor hulle nie, dit gaan oor u. En hulle gee so baie prys, Here, maar ons wil vra ook, dat waar hulle gaan wees, dat u vir hulle sal wys, dat u by hulle is. En Here Jesus, dat hulle nooit sal moet opgee nie, omdat hulle weet dat hulle saam met u daar is, en dat die Gees hulle vul, elke dag. En ook dat dit wat hulle gaan leer, vir hulle so sal opbou, Here, dat hulle liefde vir u net meer en meer en meer sal word. Ja, Here, ons wil net as 'n groep hier, as 'n geloofsfamilie kom ook saam sê, Here, dat ons staan pa vir hulle, dat ons hier is vir hulle, en dat hulle nie alleen hier uitgaan nie, maar dat ons hier so is vir hulle ook. En Here, dankie dat ons ook saam met u hulle kan seën in dit wat hulle gaan doen. En ek wil nou namens die woordskool wil ek 'n seën oor julle spreek. En ek wil sê, mag Here Jesus voor julle gaan om julle pad gelyk te maak. Mag hy langs julle wees om julle
vas te hou en julle te lei. Mag hy agter julle wees om die vyand weg te hou van julle. Mag hy onder julle wees om julle te dra as julle dalk val. Maar mag hy bo julle wees om julle te seën in elke stap wat julle gaan neem. En dit is ons seën en ons gebed vir julle en dat julle moet weet ons is altyd by julle. Amen. Kan ons wel net daai nommer die seën wete wat Aaron moes uitgespreek het. Jy kan? Ken jy hom? Ek ken hom nie so uit my kop nie. Sing hom, Alison? Ek ook nie. Ek ken hom ook nie. Dan kan ons hom nie net vir hulle lees nie. Asseblief lees hom. Nou net met my Kyk gou daar vir sien wat ek stuur vir die verjaardag. anders dan kan jy hom net vir hulle gee as ons hier klaar is. Dankie, Annetjie. Mag die Here julle seën. Ons is lief vir julle. Die skat is groot. Skat is groot. Ja. Vir almal van ons in die week wat voorlê, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees. Tot ons hom weer sien. Amen en amen. Elke knie sal buig.